As hy een wat nou gesing het. Kom staan gou hierso. Kyk dit hier. Manne, groot mense, wat het van ons geword? Kyk hoe klein is hy, sy is skaam vir die naam van Jesus nie. Moet ons ook nie so wees nie? Die Here sê as ons nie soos 'n kind raak nie, gaan ons die koninkrykie ingaan nie, né? Want weet julle wat? 'n kind soek die liefde van hulle ouers. 'n kind het ouers nodig. Gaan sit maar. Jy's oulik. Ons as groot mense, ons wil nie meer onder dissipline wees nie, né? Groot mense voel dat niemand gaan my vertel wat om te doen nie. Ek is 'n groot mens. Die wêreld sê as jy 18 is, kan jy doen net wat jy wil, maar vandag sê die wêreld jy kan teen enige tyd doen net wat jy wil. Maar die Here sê as jy sy kind is, bly jy sy kind. En hy is oor ons. Jesus is oor sy kinders. En daarom groot mense kyk na die klein kindjie. Sy is nie skaam vir die naam van Jesus nie. En ek wens ek kon so mooi sing. Maar ons kan nie almal so sing nie, né? Die Here het elkeen van ons wonderlike talente gegee. Almal van julle wat besig is spesiaal in die oë van die Here. Die Here het julle almal geskape met 'n doel. En die woord van die Here sê dat die Here wil hê dat elke siel moet gered word. So dit is ons as groot mense se plig om seker te maak ons leer ons kinders die Bybel, né? Ons kry hulle by Jesus. Maar ek myself moet by Jesus begin. As ek nie by Jesus begin nie, gaan hulle dit weet. Kom al die kinders. Ek wil hê julle nou gefokus raak, né? Hoorie? Doe my 'n guns. Almal moet nou Sê vir hulle gefokus kan huis raak. gaan as hulle wil speel, hè? Kom ons maak ons oor toe. Kom ons maak ons oor toe. Mondjies toe, oogies toe. Kom ons wys vir die Here hoe lief het ons hom, né? Ja, my Vader, ons sê vir baie dankie, Here, vir hierdie wonderlike voorreg. Father God, for you that sent your only begotten Son, so that those who believe, those who call on His name will be saved. Here, kom deur die Gees en raak elke hart, elke siel aan. Here, stort die Gees oor ons uit op hierdie oomblik. Here, dat ons die liefde en die vrede van ons God, ons Here Jesus sal ervaar. Ek wil bid, Here, dat U ons sal verseël onder die kosbare bloed en dat U die heilige engele van God sal uitplaas op hierdie toneel. Here, waar ons weet dat die vyand loop rond soos 'n brullende leeu. Maar Here, waar U is, Here, daar is vrede, daar is oorwinning. Want dit gaan alles oor U. Here, ek roep U naam Jesus oor elke siel uit wat vanmiddag hier is, oor elke omstandighede. Ek roep lewe uit en lewe in oorvloed, genesing vir hulle wat genesing nodig het, Here. Redding vir elke een, Here, wat vandag sê ek wil Jesus in my lewe hê. Ons gee al die eer vir U, Vader. We give all the glory and the honor to You, Father God, in the wonderful name of our Lord Jesus Christ, our Savior. Amen. Kom ons sê Amen. 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 Sê, nee wat, julle is sommer 'n groot klomp, né? Ek wil vandag vir julle 'n bietjie deel met 'n man met die naam van Johannes. Wie ken Johannes? Wie het al gehoor van Johannes die Doper? Hierso is 'n hele paar. Johannes die Doper. Nou Johannes die Doper, die Here het hom gekies nog voordat hy gebore was. Het God 'n ander doel met sy lewe gehad. Die Here het hom uitgekies om die wêreld om vir die Jode te gaan vertel van die Here Jesus. Om aan die Jode te openbaar dat hulle moet hulle bekeer vir hulle verkeerde weë. Vandag kies die Here ons ook. Elke een wat hier sit, hierdie kinders, hierdie kleine babatjies, God het 'n plan en 'n doel met hulle. Die Here Jesus het 'n plan en 'n doel met elke een van ons. Ons lewe is nie doelloos nie. Ons is nie gebore net om op die aarde te wees nie. Party mense lewe in juwele, party mense lewe in armoede. Maar dit is soms ons keuses wat ons maak, hoe ons gaan leef. Ons keuses maak hoe ons
leef. Jou keuse hoe jy jou kind gaan grootmaak, gaan bepaal waar gaan jou kind eindig. Wat gaan van hy kindjie word? Kies ek die Here of kies ek my eie dinge? Sê ek vir myself, I'm old enough to make my own decision, or am I asking God to give me wisdom? And wisdom I get it through the Bible. Nee, ek gaan vir julle lees hierso. Hy sê hierso in Matteus 3. In daardie tyd het Johannes die Doper in die woestyn van Juda begin spreek. En hy roep uit en gesê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy is die een wat die profeet Jesaja bedoel het om te sê, iemand roep in die woestyn, maak die pad van die Here reg, maak die paaie vir hom reguit. Hierdie Johannes het klere van kameel gedra. Met ander woorde, God het Johannes in 'n rowwe omgewing ingevat. Toe die Here hom gekies het, toe in sy moeder skoot was dit die doel om die evangelie te verkondig. Maar Johannes was nie 'n gewone mens soos ek en jy nie. Johannes was rof groot gemaak. Hy het nie 'n huis gehad waar hy kon gaan sit as die son skyn nie. Hy het nie watervolop gehad nie. Hy kon nie in Pick n Pay op in 'n winkel instap om vir hom iets gaan koop nie. Johannes was rof groot gemaak. Johannes het in die woestyn groot geword. Daar waar daar niks is nie. Soms in ons omstandighede, dan het ons niks, dan voel ons soos of ons in 'n woestyn is. Maar wat maak ons met die omstandighede waar ons sit? Roep ons die Here aan, herken ons die Here dat hy die God is wat ons in ons omstandighede kan aanraak, of murmureer ons in ons omstandighede? Maar die Heer Johannes het geweet dat God het 'n doel en 'n plan vir hom. Hy sê hierso, iemand roep in die woestyn, maak die pad van die Here reg, maak die paaie vir hom reguit. Hierdie Johannes het klere gedra van kameel, hare gedra met leerband om sy heupe, en hy het van springkane en wilde heuning geleef. Wie wil 'n springkaan eet? Wie kan julle daar iemand gesien wat 'n springkaan eet? Ha? Ek het dit al gesien. Hierdie klomp het huis toe gaan, hoor. Dis nie lekker nie. En Johannes was bereid om dit te eet vir wie? Vir my en jou. Johannes was bereid om springkane te eet, om niks te hê nie, vir my en jou. Besef ons dit. Hy het sy hele lewe afgelê vir die evangelie van Jesus Christus. Om vir my en jou die boodskap te bring wat ons vandag lees. Bekeer jou, want die koninkryk van God het naby gekom. Een man, is ek bereid om dit te doen? Is jy en ek bereid om ons hele lewe af te lê, om vir ander mense te gaan vertel, bekeer jou, want die koninkryk van God het naby gekom? Wie gaan dit doen? Kan jy springkane eet? Ek dink nie ons is bereid om dit te doen nie. Wat is jy en ek bereid om te doen vir 'n ander mens, laat 'n ander mens gered kan word? Vra jouself, wat is ek en jy bereid om te doen? Gaan ons vriende aanspoor om verkeerde dinge te doen? Of gaan ons hulle na Jesus toe lei om die regte ding te doen? Johannes het nie 'n baie maklike lewe gehad nie, soos ek het nou gesê het. Hy sê dan hierso in vers 6, hy sê, hulle het hul sonde bely, hulle het hulle sonde bely en hulle deur hom in die Jordaan laat doop. Toe hy merk dat baie van die Fariseërs en die Sadduseërs kom om deur hom gedoop te word, sê hy vir hulle, julle slange, wie het julle wys gemaak dat julle die
dreigende toren kan ontvlug. Johannes, wat doen hy ook? Hy verkondig nie net die evangelie van vrede nie, maar hy waarsku. Want die fariseërs en die skrifgeleerdes op daai tyd was teen die evangelie van die Here Jesus Christus. Hulle wou hulle eie doktrines verkondig en net so vandag is daar baie bedieninge wat hulle eie doktrines verkondig sodat ek en jy hulle moet volg. Maak nie saak waar ons gaan opeindig nie. Maak nie saak wat ons in die lewe hoef prys te gee nie. Daar's baie mense, baie bedieninge, voorvadergeeste, allerhande maniere hoe mense mislei kan word. Ek wil vir jou vra, het jy al die waarheid ontvang? Het jy al jou ore oopgemaak vir die evangelie? Het jy al jou ore oopgemaak om te hoor wat Jesus waarmee hy ons waarsku? En as ons hierdie gedeelte lees, dan kom ons agter dat Johannes spreek hierdie valse mense hard aan. Hy spreek hulle baie hard aan. En net so verwag die Here van ons, die woord sê, al kom 'n engel van die lig, en hy verkondig 'n ander evangelie aan my, behalwe die Here Jesus, laat hom 'n vervloeking wees. Ons as mens maak ons ore te maklik oop vir alles. Wanneer ons hoor ons kan iets verniet kry, dan val ons daarvoor. Maak nie saak die nagevolge nie, ons hardloop vir dit. Maar die Here sê nee, die evangelie is 'n prys wat moet betaal word. Johannes moes alles aflê om hierdie evangelie aan my en jou te verkondig. Hy moes sy hele lewe van lekker kos en mooi karre en alles moes hy opoffer. Hy moes in die woestyn groot geword. Hy moes sprinkane eet om vir my en vir jou hierdie evangelie vandag te kan gee. En net soos Jesus Christus wat na hierdie aarde toe gekom het, toe ek en jy nog sondaars is en ons sy lewe vir ons afgelê. Jesus was weggejaag. Die Bybel sê dat hy het 'n vervloeking geword vir my en jou, vir ons. Want enige een wat op 'n houtys hang, het 'n vervloeking, hulle het hom 'n vervloeking genoem. So Jesus het sy lewe afgelê vir my en vir jou. En hy sê, nadat hy julle bestraf het, julle moet julle nie verbeel dat julle by julleself kan sê, ons het Abraham as voorvader nie. Dit sê ek vir julle, God kan uit hierdie klippe kinders vir Abraham verwek. Met ander woorde, Johannes, he said to them, don't think and say in your own heart that you got Father Abraham as father. Because God is able to let out of rocks be born children for God. God is nie afhanklik van my en jou nie. As ek nie my hart vir die Here wil gee nie, dan gaan ek net verlore gaan. Dit is 'n waarskuwing wat Johannes die mense gee. God is nie afhanklik van ons nie, hy het ons nie nodig nie. Hy het sy seun gestuur sodat ons 'n besluit kan maak. Sodat ek kan besluit, wil ek my kinders vir Jesus groot maak, of wil ek hulle vir die wêreld groot maak? Die Here het 'n doel en 'n plan vir elke een van ons. Wat is jou keuse vandag? Is jou besluit maklik? Of is dit 'n moeilike besluit? Ek wil vir julle sê, daar word baie mense vandag doodgemaak oor die evangelie van die Here Jesus Christus. Baie mense. Ons het maklik. Ons het dit maklik. Daar word baie mense elke dag doodgemaak vir die evangelie van Jesus.
Want die evangelie van Jesus is die enigste vyand wat die duiwel het. Jy is nie sy vyand nie. Ek is nie sy vyand nie. Maar wat kan ek dan doen? Niks nie. Maar wat kan hy my doen? As ek, Jesus sê, die vader van die lewensgoed, sal ek daai vrugte pluk. Ek sal vir ewig verlore wees. Ek wil vir jou vra, wat is jou besluit vandag? Wat is jou keuse vandag? Johannes was bereid om al hierdie dinge deur te gaan, sodat ek en jy hierdie evangelie kan hoor. 'n Evangelie van redding. Siele wat vir die Here belangrik is. Die Here sal vir my en jou doen wat nodig is, sodat ons tot bekering kom. Maar wat het hy gedoen wat nodig is? Hy het sy seun Jesus gestuur. Jy moet ophou hoor. God sent his son Jesus Christ. That is the only way. There's no other way. There's no religion that can save you. There's no forefather, whatever belief that can save me. Only Jesus Christ died and was rose from the grave in 3 days, after 3 days. Just Jesus, no one else. No one else is able to save my soul from hell, from destruction. Only Jesus. And I want to ask you, every day, your decision, jou besluit wat jy maak. Wat is jou besluit? Wat is jou besluit aangaande die dag? Toe jy vanmorgen wakker word, ons het allemaal wakker geword, nee. Ons moet allemaal een of ander tyd gaan slaap. Wat was jou keuse? Wat se besluit het jy gemaak? Gaan jy goed doen of gaan jy sleg doen? Gaan jy kyk of jy iemand kan help of gaan jy kyk of jy iemand te na kan kom? Jesus, die woord sê dat hy sy lewe vrywillig vir my en jou afgelê. Hy sê ek het die mag om dit te doen. Ek het die mag om dit op te neem. Daarom kom die dood kom die Here Jesus nie in die graf hou nie. Death couldn't keep our Lord Jesus in the grave because he is above death. He is above all creation. God gave him the authority over all principalities in the heaven, under the earth, on this earth. Only Jesus had that authority. No one else. Maar my besluit. Johannes het sy hele lewe afgelê. En op die einde van sy lewe, wat het met hom gebeur? Die Bybel sê, omdat hy die evangelie reguit verkondig het, hy die koning gewaarsku, het hulle sy kop afgekap. Vir die evangelie van Jesus Christus. Selfs Jesus moes sy lewe aflê. Vandag nog, baie mense wat hulle lewe aflê. Maar ek en jy het dit maklik. Wat doen ons met dit? Die Bybel sê, gaan 'n dag kom wat die Here die wêreld gaan judge in sy grimmigheid. Daar gaan 'n dag kom wat ek en jy voor die Here Jesus gaan staan. Vir sommige is dit vinnig, vir ander is dit op 'n tyd. Maar wat maak ons met hierdie besluit? Sien ons dit as ligtelik? Sien ons dit as waarheid? Ek lees hierdie laaste stukkie. Hy sê hier, ek gaan lees hier van vers 11 af. Hy sê, ek doop julle wel met water, omdat julle bekeer het, maar hy wat na my kom, is groter as ek, en ek is nie waardig om sy skoenrieme los te maak nie.
Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop. Dan sê hy so vir ons, hy sê sy koring sal hy na die skere toe bring, maar die kaf sal hy met die onblusbare vuur verbrand. Luister mooi, mense, hierdie is ernstig. Johannes het nie gekom om te speel nie. Ek dink ons speel te veel. Ek dink ons vat nie die evangelie ernstig op. Ek dink ons raak te gewoond. Ons raak te gewoond aan die evangelie. Ons raak te gewoond om te sê, daar is 'n kerk, of daar is 'n dit, of daar is 'n dat. Ons raak te gewoond om die woorde van die Here te hoor, dat ons nie meer hoor nie. Ons harte raak verhard. Maar reg deur die Bybel waarsku die Here elke liewe dag. Bekeer jou, want die koninkryk van God het naby gekom. Hoeveel van julle wat hier sit, het die voorreg gehad om hierdie naweek na die dienste toe te gaan? Kyk die kindertjies, hier's groot mense. Maar ek wil vir julle vra, moenie mislei word nie. Want daar's baie lere wat in Johannes se tyd was, wat mense mislei het met hulle eie lering. As die Heilige Gees nie daar is nie, hoe weet ek die Heilige Gees is daar? Dan het die waarheid, die Bybel, die waarheid verkondig word. Want die woord sê dat niemand kan Jesus Christus as die Seun van God bely, behalwe deur die Heilige Gees nie. As jy in 'n gemeente sit wat hulle eie doktrines verkondig, kom daar uit. Gaan daar waar die waarheid verkondig word. En hier's baie mense hier wat glad nie in dienste kom nie, maar hulle is gesond. Kyk jy, ek sien nie hier iemand wat sonder klere sit nie. Almal van julle hier het ordentlike klere aan. Almal het ordentlike klere aan. As mense op straat wat stikkend is, wat se klere flenters is, maar ons is vol verskonings. En daarom roep Johannes uit, hy sê, bekeer julle, want die koninkryk van God het naby gekom. Johannes sê eintlik, laat staan julle nonsens. Hy sê vir my, Werner, laat staan jou nonsens, laat staan jou verskonings, bekeer jou, dit is 'n waarskuwing. Ons is besig om in 'n tyd in te beweeg, wat ek dink baie van julle wat hier sit, en baie van ander mense in die wêreld nie besef nie, want hulle ken nie die Bybel nie. As jy nie die Bybel ken nie, of hom lees, en die Here vra vir leiding, die mense, gaan dit donker raak om julle. Dit gaan donker raak om my. Want die lig van die Here kan nie in my lewe inskyn, sonder Jesus Christus nie. Daarom is daar baie mense wat die verkeerde dinge kies, want hulle wil nie in die lig wees nie, hulle wil nie hulle sonde bely nie. Ek wil vir jou vandag vra, wat se keuse het jy vanoggend gemaak toe jy wakker geword het? Was dit reg of was dit verkeerd? Hoeveel keer het jy nie dalk al 'n leuen vertel in hierdie kort paar ure wat verby is nie? Hoeveel keer in hierdie kort tyd het jy nie jou vriende dalk al mislei, lelik gepraat nie? Hierdie jong mense wat hier sit, kyk hier sit baie. Die Bybel sê, jong man, geniet jou lewe, maar jy moet weet, jy gaan rekenskap gee. En as 'n tyd in my lewe wat ek ook moes besef, as ek sterf, gaan ek voor die Here staan en ek gaan rekenskap gee. Ouers, wat van julle kinders is hulle belangrik? Hierdie klein dogtertjie, is die dogtertjie vir jou belangrik? Die seentjie, is hierdie seentjie vir jou belangrik? Hoe maak ons kinders groot?
Kom ons maak ons oop toe. Johannes, soos vele ander mense, kom ons maak ons oop toe. Soos vele ander mense, hulle lewe afgelê het vir my en vir jou. En bo dit Christus, want net hy alleen het die mag om sonde te vergewe. Geen priester kan my sonde vergewe nie. Geen mens kan my hemel toe vat nie. Geen mens is in staat om my hel toe te vat nie. Dit is my keuse. Ek kan kies vandag en sê, Jesus, I will follow you. Jesus, I will follow you. Ek wil julle vra, maak julle oop toe, as iemand is wat vandag ernstig in sy lewe is. Jong mense, julle tyd loop uit. Ou mense, julle tyd loop uit. Hierdie kindertjies, kan nie sê dat hulle môre mee gaan wees nie. Ons tyd is besig om uit te loop. Hierdie jong mense wat hier sit, ek wil julle vra, as iemand is wat vandag wil sê, Here, ek wil nie werklik in my lewe hê, ek is die sondaar, steek jou hand op. As iemand is hier wat werklik in sy lewe sê, ek wil die Here in my lewe hê, steek jou hand op. Mannetjie, is jy ernstig of speel jy? Jy staan op. Daar sit op 'n dame. Hierdie kindertjies, daar gaan 'n dag in julle lewe kom wat julle weer hierdie besluit moet maak. Ons was almal daar. As jy sê ek wil werklik die Here in jou lewe hê, staan net op. Dis mense wat se harte opreg is. Die Here sien julle harte. En omdat julle dit sê die Here dat die goeie werk wat hy in jou begin het, wat hy in my begin het, sal hy volëindig. En ek wil die Here vertrou dat hierdie saad, die woord van die Here wat gesaai is, dat die Gees van God het in julle harte sal het groei. Want die woord sê dat die Here het ons so lief gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het. En die prys wat die Here betaal het was 'n dierprys. Dit was 'n dierprys. En ons gaan hom sien soos wat hy is. Ek gaan vir Pastor Jonah vra om vir ons te kom bid. Pastor Jonah, will you pray for us, please? While Pastor Jonah is praying, believe in your heart. Believe that you receive the Lord Jesus. So that when you go away from here, you will change, you will be changed. You will look for a